Goeiemôre broeders en susters, kan u my daar agter hoor? Baie welkom in die huis van die Here. Dit is 'n voorreg om u hier vanoggend te sien en dit is ook 'n voorreg op hierdie besondere dag waar ons 'n fees mag vier oor die bittersoet fees van Jesus se lyding en ons verlossing. Kom ons word nou stil voor die Here onsse God. Daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Amen. Geliefdes, ontvang die Here se seën, die genade, barmhartigheid en vrede van God onsse Vader en Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees is met elkeen van ons. Amen. Kom ons sing nou Gesang 178, 187. Ons sing dit staande, Gesang 187 en ons sing daar vers 1, 2 en vers 3. Gesang 187, dit gaan oor die lyding van Jesus Christus en ons sing daar vers 1, 2 en 3. U kan nou saam met my blaai na Matteus hoofstuk 22, waaruit ons die wet van die Here gaan lees. Dit is 'n baie bekende gedeelte. Jesus wat God se eis vir jou lewe opsom in 2 gebooie. Mens kan sê 2 gebooie, maar 1 woord. Liefde. Liefde. Dit is ook na aansluiting by die prediking, ons gaan daar sien as Jesus my red, as sy bloed my
skoon maak, my was, dan verander my lewe en een van die eienskappe van so 'n veranderde lewe is liefde. Liefde. Kom ons lees nou Matteus 22. Matteus 22 en ons lees vanaf vers 34 tot 40. En toe die Fariseërs hoor dat hy, dit is Jesus, die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Ons is vanoggend hier om te gedenk dat Jesus se bloed al ons sonde wegvat, maar daardie bloed vergewe nie net nie, dit verander ook. Dit bring 'n verandering in 'n mens se lewe, dit gee vir jou 'n nuwe hart, 'n nuwe lewe, nuwe krag om anders te lewe. En daarom mag ons vanoggend weet dat as jy gemerk is met daardie bloed, as jy gewas is in daardie bloed, en is hierdie op 'n nuwe manier geldig vir jou lewe, dan kan ons en mag ons met 'n nuwe hart God en ons naaste lief hê. Kom ons sing nou sittende Gesang 186. Gesang 186, dit gaan ook oor die lyding van Jesus Christus. En ons sing daar vers 1, 4 en 5. Sittende Gesang 186 vers 1, 4 en 5. Die woord van God verkondig in die naam van die drie-enige God, Vader en Seun en Heilige Gees, vergifnis
en versoening aan elkeen wat met 'n ware geloof en 'n opregte berou in sy of haar hart 'n belydenis van die sonde skuld gedoen het. Dit is wat ons hierdie Paasfees gedenk, dat deur sy bloed daar vir ons vergewing is. Ons lees in Jesaja 1 vers 18, God sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Amen. Geliefdes, kom ons staan nou en dan bely ons geloof in God met die woorde van die geloofsbelijdenis van Nicea. Nicea was nie 'n man nie, Nicea was 'n synode. Die synode van Nicea het in 325 na Christus bymekaar gekom en die eerste weergawe van hierdie belydenis opgestel oor Christus se twee nature. En vandag is hierdie jaar is 'n baie spesiale jaar, want ons gedenk die 1700-jarige herdenking van daardie synode se besluite. Dit is 1700 jaar gelede wat die synode bymekaar gekom het en hierdie belydenis opgestel het. So kom ons staan nou en dan bely ons geloof met hierdie woorde. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat ter wille van ons mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en 'n mens geword het. Ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete, en een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. En kom ons sing nou. Ons sing Psalm 33 vers 11 as voortsetting van ons geloofsbelijdenis en ook as aanbiddingslied, Psalm 33 vers 11 en daarna kan u weer gaan sit. Ons blaai nou na die boek van Hebreërs, Hebreërs 10, en ons gaan daar lees uit vers 19 tot 25, Hebreërs 10, vers 19 tot 25.
Een van die eienskappe van God, een van die dinge wat die Bybel vir ons oor God leer, is dat God alom teenwoordig is. Alom teenwoordig. Dit beteken, hy is oral. Hy is oral. Jy kan hom nie, jy kan nie op 'n plek kom, selfs al klim jy in 'n ruimteskip en jy vlieg deur ver in die niks in. Jy kan nie op 'n plek kom waar God nie is nie. Hy is oral. Hy is daar by jou wanneer jy kniel langs jou bed en bid in die aande. Hy is by ons hier vanoggend. Hy is by enige sondaar wat besig is om sonde te doen. Hy is alom teenwoordig. Maar sommige dele in die Bybel praat dan ook van God wat op 'n spesiale plek, op 'n spesiale manier teenwoordig is. Dit is soms moeilik om hieroor te dink. God is oral teenwoordig, maar dan sal Jesus byvoorbeeld sê wanneer hy aan die kruis hang, my God, waarom het u my verlaat? Waarom is u nie by my nie? Maar God is alomteenwoordig, so hy is ook daar. Maar ons moet dit verstaan op hierdie manier dat daar is sekere plekke en sekere tye waar God sy teenwoordigheid, sy nabyheid op 'n besondere manier bekend maak. Jy kan dit ervaar, jy kan dit beleef, jy kan dit sien selfs. En dan in die Bybel lees ons baie keer van God se tempel, daar het hy sy teenwoordigheid op 'n besondere manier bekend gemaak. En dan word ook van God se tempel gepraat as sy huis. En dit is 'n groot tema waarby ons nou gaan stil staan in die preek vandag. Ons gaan kyk na hierdie ding van dat ons deur die bloed van Jesus in kan kom in God se huis in. Dit is wat ons vandag gedenk op hierdie Paasfees. Ons kan 'n huisgenoot wees van die Here. Dit is ook wat ons gaan gedenk hier by die nagmaalstafel. Ons neem deel aan God se etenstafel in sy huis. Dit is nie dat hy ophou om alomteenwoordig te wees nie, maar dit is dat hy sy alomteenwoordigheid op 'n besondere manier hier in die kerk vir ons laat beleef. Voor ons die woord van die Here lees, kom ons bid eers saam. Onse Vader wat woon in die hemel, ons dank u vir u genade, dat u 'n God is van vergifnis, dat u 'n God is van barmhartigheid, dat u al ons oortredinge gevat het, dit op Jesus geplaas het en sy offer aan die kruis aanvaar het vir ons sondes. Ons dank u, o Here, dat ons mag weet, sy bloed reinig ons van alle sondes, alles. Daar is niks meer wat oorbly nie, niks wat ons hoef terug te hou en te sê, hierdie moet ek self betaal, hiervoor moet ek self vergoeding lewer nie. Nee, hy vat dit alles weg. Ons dank u daarvoor, o Here. Ons dank u dat ons hier mag wees voor u aangesig vandag, in u huis, in u spesiale teenwoordigheid, waar u vir ons wys, watter voorreg ons het, om 'n huisgenoot van God te wees. Waar ons nou in u huis gaan luister na u woord, bid ons dat u ons aandag op u sal vestig, dat ons die wonderlike waarhede van u woord sal raak sien, sal toeëien vir onsself, dit sal toepas op ons lewens, dit ook sal uitdra in hierdie wêreld in. Ons bid dit nie omdat ons dit enigstens verdien nie, maar in die naam en bloed van Jesus Christus, die ware lam van God. Amen. Hebreërs 10 vanaf vers 19 tot 25. Hierdie is die woord van die lewende God. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Dit is die woord van die Here, mag hy dit op ons harte skryf deur sy Gees.
Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, so 'n klompie jare gelede, toe ek bietjie jonger was, 'n paar jaar voor ek getrou het, was ek een aand nogal laat weg van die huis. Dit was nie vir slegte redes nie, ek was by een van die AP Akademie se dinees gewees, en dit het laat uitgerek, en na die tyd het ek gehelp om dit op te ruim, maar toe in die tyd wat ek by die huis aangekom het, was dit omtrent al middernag, en ek kom toe daar aangery, en ek sien, die hek is al gesluit, die 2 meter hoë palisade heining is heeltemal toe, en daar is 'n groot slot op die heining. My pa het nie besef dat ek nog uit is nie, en hy het die hek gesluit, en ek sit daar toe buite, sonder 'n sleutel, sonder 'n manier om in te kom. Ek het natuurlik my ouers 'n keer of 2 of 12 probeer bel, om te probeer om in te kom, dat ek na my kamer, na my bed toe kan gaan en kan gaan slaap, maar hulle fone was op stil gestel, en ek kon hulle glad nie in die hande kry nie, geen manier om hulle wakker te kry nie, en daar het ek toe gesit, buite, uitgesluit, en die karretjie onder 'n boom getrek, en daar op die agterste sitplek gelê en slaap. Almal van ons weet dat jy 'n sleutel nodig het om by 'n geslote deur in te kom, nie waar nie? As jy kom staan voor 'n huis en die deur is toe, die deur is gesluit, het 'n sleutel nodig om in te kom, dat die deur oop kan kom, dat jy in kan kom en verwelkom kan word in die huis. Ek is seker, baie van u sal ook vir my sulke stories kan vertel van hoe 'n mens agter 'n toedeur sonder 'n sleutel vasgesit het. In 'n sekere sin is dit waaroor Hebreërs 10 vers 19 tot 25 praat. Dit vertel vir ons van 'n sleutel. Die bloed van Jesus is 'n sleutel wat die belangrikste deur oopsluit. Die deur na die belangrikste huis, die huis van God. Daardie deur wat altyd toe was, word waawyd oopgegooi deur hierdie sleutel, die sleutel van die bloed van Jesus. Die tema waarby ons stil staan vanoggend, die tema vir hierdie preek is, die bloed van Jesus maak jou 'n huisgenoot van God. Die bloed van Jesus maak jou 'n huisgenoot van God. En dan hier in Hebreërs 10 is daar 2 punte waarby ons gaan stil staan. 2 gedagtes uit hierdie teks. Eerstens die bloed van Jesus. Deur die bloed van Jesus het jy toegang tot God se huis, en tweedens, deur die bloed van Jesus verander jou lewe in God se huis. So jy het toegang tot God se huis, maar ook 'n veranderde lewe in God se huis. So kom ons kyk na die eerste gedagte wat hier na vore kom. Jy sien dit daar in vers 19 tot 21, en dit is deur die bloed van Jesus het jy toegang tot God se huis. Deur die bloed van Jesus het jy toegang tot God se huis. Daar in vers 19, die heel eerste woorde wat ons lees, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het. Vrymoedigheid. Wat beteken dit? Dit is 'n ouer Afrikaanse woord. Jy hoor eintlik 2 woorde as jy hoor vrymoedigheid. Jy hoor vry en moed. Vry en moed. En dit is eintlik wat vrymoedigheid beteken. Dit is 'n vrye dapperheid, kan 'n mens sê, 'n vrye sekerheid. Jy het vrymoedigheid, jy het 'n vrye sekerheid, 'n spontane sekerheid kan mens dalk sê. Dit gaan daaroor om op 'n vrye manier verseker te wees van 'n spesifieke saak. Vrye moedigheid, vrye dapperheid. Maar om wat te doen? Waarvoor het ons hierdie vrymoedigheid? Vers 19 sê, ons het vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Ons het vrymoedigheid om in God se huis in te gaan. Dink daaraan dat as God 'n tempel het, 'n huis met 'n deur wat altyd toe was, wat altyd gesluit was, deur die bloed van Jesus word daardie deur oopgemaak en God gooi sy arms oop en sê, welkom. Kom met vrymoedigheid, kom met vrye versekerdheid, vrye dapperheid in hierdie huis in. Jy is welkom hier binne. Dit is nodig dat ons nou 'n bietjie teruggaan na 'n tyd toe dit nie so was nie. Die mense van die ou verbond, van die Ou Testament, het baie goed geweet wat dit beteken om nie vrymoedigheid te hê nie. Ons het dit nou afgelope Sondag in die katkisasie bespreek met die belydennisklas, en ook Dominee Johan Skutte hier met die Bybelstudie wat in die week plaasgevind het, ook daarby uitgekom. Dit gaan oor hoe die tabernakel en die tempel van die Ou Testament opgestel was. Nou as 'n mens daaraan dink, die tabernakel en die tempel, albei van hulle is op 'n soortgelyke manier gebou. Dit bestaan uit 3 dele. En volg net gou hier hoe daardie opstelling was. Dit bestaan uit 3 dele. As jy daaraan dink dat
hierdie nou sê nou maar 'n tempel was of 'n tabernakel was, die heel eerste deel van die tabernakel in die tempel is die heining wat rondom gebou is. Dit is hierdie area hier buite, die omheinde area. Mense noem dit die binnehof. En na die binnehof mocht die volk gekom het. Die volk mocht na die binnehof gekom het, hulle mocht daar gestaan het, maar niks verder nie. Hulle mocht nie in die huis ingegaan het, in die tempel ingegaan het nie. Die tweede deel dan was die heilige gedeelte. Dit is die grootste saal gewees, sê nou maar hierdie kerkgebou. En daar mocht die priesters ingegaan het, net as hulle die regte reinigingsgebruike nagekom het. As jy dink, hierdie is die heilige, die volk wag daar buite, die priesters mag hier inkom, maar net as hulle die regte reinigingsgebruike gedoen het. En dan in die heel agterste klein kamertjie was daar 'n gordyn gewees, sê nou maar 'n gordyn wat hier heeltemal toegemaak het, en 'n kamertjie daar agter, die allerheiligste was dit genoem, en niemand mocht daarin gaan nie, niemand. Net die hoëpriester, een keer 'n jaar, een keer in 365 dae, mocht daar ingaan op die groot versoendag, met die bloed van die ramme wat geoffer is, om dit te gaan sprinkel op die ark van die Here. Nou dink nou daaraan dat jy daar die hoëpriester is, en dit is nou daardie dag, jy vat daar die swaar gordyn en jy skuif hom weg, en jy stap daarin, en vir daardie paar minute is jy daar binne besig om die bloed te sprinkel. Dink net hoe klop 'n mens se hart, dink net wat gaan in jou aan, wat sal jy dit beskryf, hoe sal mense beskryf, vrymoedigheid? Nee. Dis die teenoorgestelde van vrymoedigheid, jy voel hier, ek is gespanne, ek is bang, ek voel dalk selfs onwelkom, ek moet net hierdie afhandel en kan uitkom, soos 'n vis buite water. Een keer 'n jaar, een keer in 365 dae, word die deur na God se huis op 'n skreefie oopgemaak, en die hoëpriester kan inkom, en die bloed sprinkel op die altaar, en dan moet hy uit. Die mense van die Ou Testament het geweet wat dit is, om nie vrymoedigheid te hê nie, maar nou sê die woord van die Here vir ons het vrymoedigheid. Ons het vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. God het die deur kom oopmaak. Hy sê, jy is welkom, kom in. Ons het vrymoedigheid. Is dit nie 'n voorreg nie, geliefdes? Is dit nie wonderlik nie? En dit is wat ons vandag kom gedenk, hier by Paasfees. Ons kom vier dit, dat ons vrymoedigheid het om in die huis van God in te gaan. En ons moet hierdie vrymoedigheid vir onsself toeëien. Ek moet dit my eie maak. Ek moet sê, ek, jy, u, wat hier is vanoggend, het daardie vrymoedigheid om in God se huis in te gaan. Dink 'n bietjie daaraan dat daar hierdie klein dogtertjie is. 'n Klein dogtertjie wat nog net ouer is as 'n babaatjie, en haar ouers besluit dat dit vir haar tyd is om in haar eie kamer te begin slaap. Hulle skuif haar bed na haar eie kamer, en daar slaap sy vir die eerste keer, en sy kry 'n nagmerrie. En sy staan op, sy stap na haar ouers se kamer, sy maak die deur oop, en sy stap daarin en sy sê, mag ek maar hier slaap. Dit is vrymoedigheid. Sy weet, sy is vir geen oomblik onwelkom nie, sy weet, sy sal vir geen oomblik weggejaag word nie. Sy weet, haar ouers sal haar toelaat om daar te wees. Geliefdes, dit is die vrymoedigheid wat ons het in God se huis. God is ons Vader, en ons is sy kinders. Ons weet, hy sal ons nooit uitjaag nie. Ons is welkom hier in sy huis. Vers 20 verduidelik dan verder vir ons hoe Jesus vir ons hierdie vrymoedigheid kom gee het, hierdie toegang tot God se huis kom gee het. Vers 20 sê, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Dit sê, hy het vir ons 'n pad kom bou. Dink daaraan, daar is hierdie huis van God, en Jesus bou ook 'n pad na daardie huis toe. Hy bou vir ons 'n nuwe en 'n lewende weg. Hy kom bou vir ons 'n pad. In Johannes 14 vers 6 sê Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Net deur hom. Hy is die pad. Hy is die pad. Hy het sy eie lewe neergelê as 'n pad vir ons om na die Vader toe te kom, om in sy huis te kan inkom. En dan sê vers 20 hier ook, dit praat ook van die voorhangsel. Deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Daardie voorhangsel was die gordyn wat gehang het in die tempel. En dan lees ons in Matteus 27 vers 51 dat toe Jesus gekruisig is, het daardie gordyn geskeur in die tempel. Daardie gordyn wat die heilige geskei het van die allerheiligste het geskeur in die tempel. Dit sê die deur is oop.
Deur die skeuring van Jesus se liggaam aan die kruis word die gordyn in die tempel geskeur en die deur is oop. Jy kan inkom, jy is welkom. God sê, hier is ek. Ja, ons het vrymoedigheid. Deur die bloed het jy vrymoedige toegang tot God se huis. En dan vers 21 som die saak vir ons op. Het sê ons het 'n groot priester oor die huis van God. Jesus is daar die groot priester wat in God se huis is en sê ek het die offer gebring. Ek het die offer gebring. Jy is welkom om in te kom. Deur die bloed van Jesus kry jy toegang tot God se huis. Ja, jy wat vandag hier sit. Jy wat glo in Jesus kry toegang tot God se huis. En dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor my nie. Ons almal weet, ek en u, ons is nog vol sonde, ek verdien dit nie. Ek voel skaam om in God se huis te wees en ek hoort nie eintlik hier nie, maar nee, Jesus sê jy kan kom. Jy kan kom, want dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor my. Dit gaan oor hom. Hy het vir jou gebetaal. Hy het die prys betaal met sy eie bloed. En deur sy bloed kan ons ingaan in God se huis in. Dit is die eerste punt. Deur sy bloed het ons toegang tot God se huis. Die tweede punt, deur sy bloed verander ons lewe in God se huis. Hy gee vir ons toegang tot God se huis, maar as ek in God se huis inkom, as ek gewas is in sy bloed, het ek ook 'n nuwe lewe in God se huis. En dit sien ons daar in vers 22 tot 25. Hier is die vraag waarop dit alles neerkom. As jy nou in God se huis inkom, watter soort lewe pas by God se teenwoordigheid? Hoe lewe 'n mens wat 'n kind is van God? Hoe lewe iemand wat 'n huisgenoot van God geword het? En ons kry hier 3 woorde. Geloof, hoop, liefde. Geloof, hoop en liefde daar in vers 22 tot 25. Dit is hoe 'n mens se lewe lyk as jy in God se huis ingekom het. Vers 22 sê, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid. Geloof. Dit is hoe my lewe moet lyk as ek in God se huis inkom. Dit moet gekenmerk word deur ware geloof. Ek moet toetree tot God se huis. En ons moet dit dan doen. Jy moet dit doen. God het die deur oopgegooi. Hy sê, tree toe. Waarom sal jy wil buite staan in die reën, in die koue, in die donker alleen? Waarom? Kom in, kom. Hy sê hier, die deur is oop, kom deur die bloed van Jesus, kom in my huis in, tree toe met ware geloofsversekerdheid. Vers 22 beklemtoon vir ons hierdie ding, dit sê vir ons harte is besprenkel en gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Ons harte is deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en ons liggame is gewas met rein water. Dit praat oor die doop. Dit praat oor die doop, dit praat oor die binnekant en die buitekant, die innerlike en die uiterlike kant van die doop. Ons harte is besprinkel met rein water en ook ons liggame is gewas met rein water. Al twee kante, jou hart en jou liggaam, jou binnekant en jou buitekant is gewas met rein water, die innerlike en die uiterlike kant van die doop. En ons het nodig om dit te besef, geliefdes. Ons het nodig om hierdie te besef dat ons skoon is, gewas is in God se huis, want weet u wat? Dit is die duiwel wat na jou toe kom en vir jou kom probeer wys maak dat daar nog sondes in jou lewe oor is waarvoor jy self moet betaal. Dit is die duiwel wat jou kom aankla, dit is die duiwel wat vir jou kom sê, nee, jy hoort nie eintlik hier nie. Jy hoort nie in God se huis nie. Dit is die duiwel wat probeer om jou te laat skuldig voel, sodat jy sê, ek gaan 'n deel van my sondes nog self dra. Martin Luther, die bekende kerkreformator, het dit so pragtig gesê. Hy het gesê, wanneer die duiwel jou sondes in jou gesig gooi en sê dat jy die dood en hel verdien, antwoord vir hom dit. Ek erken dat ek die dood en hel verdien. Wat is jou punt? Want ek ken die een wat gelei het en die prys betaal het. Sy naam is Jesus Christus, Seun van God. En waar hy is, daar sal ek ook wees. Dit, geliefdes, is hoe geloof lyk. Dit is hoe vrymoedigheid lyk, om vir die duiwel te sê, weg met jou beskuldigings. Ek is gewas in die bloed van die lam. Ek hoort hier. En dit is die eerste eienskap van iemand wat in God se huis inkom. Geloof. Die tweede eienskap is hoop. Vers 23 sê, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Ons moet hoop. Waarop moet ons hoop? Al die beloftes van God se woord.
Al die beloftes van God se woord, dat Jesus eendag gaan terugkom, dat hy gaan oordeel oor lewende en dood, dat hy besig is om in ons lewens nou te werk, dat daar 'n tyd kom, waar al die lyding en hartseer en sonde van hierdie wêreld sal wegval. Ons moet aan hierdie hoop onwankelbaar vashou, sê vers 23. En dit is so belangrik, want ons wêreld, ons sekulêre wêreld ken geen hoop nie. Ons godlose wêreld ken geen hoop nie. Daar is een van die bekende filosowe van die vorige eeu, en van die sekulêre filosowe het gesê, die enigste filosofiese vraag wat ernstig oorweeg kan word, is selfmoord. Dit is die tipe wêreldbeskouing wat jy het as jy nie glo in God nie. Jy sê die enigste ding waaroor mense regtig kan wonder is selfmoord. Geen hoop. Geen hoop. Sien, as jy nie glo in God nie, dan is al die mense op hierdie aarde eintlik net 'n klomp klein muurtjies wat rondstap op 'n mishoopie wat teen meer as 100.000 km/h besig is om te vlieg rondom die warmste bolvuur waarin jy nog ooit kon dink. Dis al wat aan die gang is. En enige oomblik kan dit alles tot niet gaan en ontplof. Geen hoop. Geen God. Maar ons het 'n God. Ons glo in 'n God wat sy beloftes in vervulling sal laat gaan. Hy wat beloof het is getrou, sê vers 23, en daarom kan ons hoop. Derdens, liefde. Geloof, hoop en liefde. In vers 24 lees ons, laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Ons moet op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Prakties beteken dit, ons moet vir mekaar hier in die kerk, ons is ons broeders en susters in die geloof, ons moet vir mekaar help, bemoedig, selfs vermaan as dit nodig is, aanspoor om liefdevol en selfopofferend te lewe. En dan vers 25 verduidelik het verder en sê, laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer, na mate julle die dag sien naderkom. Waarna verwys dit? Dit verwys na ons eredienste. Dit sê, ons moet kerk toe kom, ons moet 'n punt daarvan maak, ons moet ons onderlinge byeenkomste nie versuim nie. Waarom? Waarom is dit so belangrik? Want om 'n gelowige te wees, is 'n groepsprojek. Om 'n ware Christen te wees, is 'n groepsprojek. Jy kan dit nie op jou eie doen nie. As ek daar by die huis sit, heeltyd alleen op my muurshoop, dan kan ek dalk baie lief in my hart voel, maar ek kan nie regtig liefde doen nie. Want ek is alleen. Teenoor wie gaan ek liefde uitleef? Daarom moet ons onderlinge byeenkomste nie versuim nie. Ons moet kerk toe kom, en nie net op 'n Sondag nie. Deur die week, ek moet in die weeklikse aktiwiteite van die gemeente ook betrokke wees. Natuurlik hoef elke persoon nie by alles betrokke te wees nie, maar ek moet betrokke wees. Ons hou nie op om 'n Christen te wees Sondag na 10:00 nie. Ons moet kerk toe kom, ons moet ons onderlinge byeenkomste nie versuim nie, ons moet liefde teenoor mekaar uitleef en mekaar aanspoor tot liefde en goeie werke. Daar is hierdie storie wat vertel word van 'n dominee wat 'n ou oom ver uit op die platteland moes gaan besoek. Die oom het begin ophou om kerk toe te kom. En die dominee gaan toe uit, dit is 'n baie koue wintersoggend. Hy gaan na die oom se plaas toe en hy sit daar in die oom se sitkamer en drink koffie. Hulle is altyd choopstil, want albei weet waaroor die huisbesoek gaan, maar nie een weet hoe om die saak aan te roer nie. Nou sit hulle daar, choopstil, drink koffie en kyk na die kaggel wat so brand. Nou staan die dominee op, hy vat die vuuryster en hy krap een van die kole so na die kant toe uit, weg van die res. En hy gaan sit, en hy drink sy koffie, maak dit klaar, staan op en stap uit. En die volgende Sondag was die oom in die kerk. Hy het die boodskap verstaan. Wat is die boodskap? As jy 'n koeltjie skei van die res van die vuur, gaan hy daar op homself lê en doodgaan. Voor hy weer gaan sien, gaan dit net 'n klompie koue as op 'n dooie swart koel wees. Nee, ons het mekaar nodig. Ons het daardie onderlinge byeenkomste nodig om mekaar aan te vuur, aan te spoor tot goeie werke. Om 'n gelowige te wees is nie iets wat ek op my eie kan doen nie, dit is 'n groepsprojek. Om ware liefde uit te leef, het ons mekaar nodig. Vandag sê mense nogal baie, ek hoef nie kerk toe te gaan om 'n Christen te wees nie. En ja, dit is waar. Jy hoef ook nie huis toe te gaan om getroud te wees nie. Maar in albei gevalle gaan jy baie dwaas wees. As jy 'n goeie verhouding met jou vrou wil hê, dan moet jy
gereeld by die huis wees? As jy 'n goeie verhouding met die Here wil hê, moet jy gereeld in sy huis wees. Kom ons sluit af. Ons gedenk vandag die bittersoet fees, Paasfees, die bitter fees van Christus se lyding, maar ook die soet fees van ons verlossing. En ons vier ook nagmaal. En een van die dinge wat ons hier sien by die nagmaalstafel is dat ons in God se huis gekom het. Ons sit as ware aan by sy etenstafel. Dit is hoe naby ons aan die Here gekom het. Geliefdes, die bloed van Jesus maak ons 'n huisgenoot van God. En die eerste ding wat ons hier sien, deur die bloed het jy toegang tot God se huis. En die tweede ding, deur die bloed verander jou lewe in God se huis. Amen. Ons gaan nou oor om die nagmaal te vier. Daar is verskeie name, verskeie mense wat aansoek gedoen het om nagmaal te vier saam met ons. En ek hou vir u die name voor, dit is die name wat goedgekeur is deur die ouderlingeraad en daarna sal ek oorgaan om die formulier te lees. Suster Ina Nolte, broeder en suster Petrus en Nolien Terblanche, broeder J.F. van der Merwe, suster Agna Becker, broeder Nathan en suster Anne Duplessis, broeder Marco Janse van Vuren, suster Leandri Burger, broeder Cleon en suster Linda Grobler en broeder Dian Stein is die name wat goedgekeur is deur die ouderlingeraad. Ons gaan nou oor om die formulier van die bediening van die heilige nagmaal voor te hou. Dat ek net eers kry. Geliefdes in die Here, die heilige nagmaal is deur ons Here Jesus self ingestel. Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Dan moet ons weet wat is die wese van die nagmaal. Die nagmaal is in wese 'n verbondsmaaltyd. Hier word die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens weer bevestig. As verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse. Eerstens, die nagmaal is 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling daarvan gesê, doen dit tot my gedagtenis. By die gebruik van die brood en die wyn roep die gemeente hom die hele lydensweg van Jesus Christus voor die Gees. Hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat, sodat ons nooit deur God verlaat sou word nie, en hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Tweedens, die nagmaal is 'n waarborg. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek en hierdie beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, sy sterwe en opstanding. Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir die sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan het, en self ons geregtigheid voor God verwerf het. Christus sê immers, dit is my liggaam en dit is my bloed. Matteus 26 vers 26 en 28. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op ons eie gevoelens of stemminge nie, maar op die tekens uit die hand van die Here. Dit is in die Here self gevestig. Derdens, die nagmaal is 'n gemeenskapsmaaltyd. In die nagmaal vier ons die gemeenskap met die Here Jesus en met mekaar. Die nagmaal verbind ons met sy dood en help ons om in gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur die Gees ook met mekaar as lede van een liggaam
in broederlike liefde verbind. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. 1 Korintiërs 10 vers 17. Verder dan, die nagmaal is 'n verwagtingsmaaltyd. Ons verkondig by die nagmaal ook ons toekomsverwagting. Ons het in die feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is. Tog sien ons as sy bruidskerk ook uit na die wederkoms. Ons verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy weer kom. 1 Korintiërs 11 vers 26. In die nagmaal verlang die gemeente as bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die Lam. Die nagmaal is ook 'n vreugdefees. In die nagmaal spreek die tekens van brood en wyn wel van die lyding en sterwe van Christus. Nogtans staan die nagmaalsvieringe nie in die teken van rou en droefheid nie. Dit is 'n vreugdefees want die Heiland bevestig hier op besondere wyse die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding aan die gemeente. En dan, die nagmaal is ten slotte ook 'n dankbaarheidsmaaltyd. By die gebruik van die tekens dank ons Christus met ons hele wese. Dit is ook ons ernstige voorneme om uit dankbaarheid ons lewens opnuut aan God te wy. Ons doen dit met 'n opregte liefde vir hom en ons naaste. Die boodskap en vrug van die nagmaal. Christus het ons beveel om die nagmaal te vier. Wanneer ons dit doen, verseker die Heilige Gees ons van twee uitsonderlike waarhede. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf, en in die geloof word ons so met hom verenig, asof ons self alles gelei het en die skuld voor God ten volle betaal het. Verder voed Christus deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Die voorbereiding vir die nagmaal. Aangesien ons begeer om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself vooraf eerlik sal ondersoek, sodat hy nie 'n oordeel oor homself eet en drink nie. 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 29. Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes wat ons met gedagtes, woorde of dade gedoen het. Daar is ook sondes van versuim waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen. Hierdie selfondersoek moet ons bring tot opregte berou voor die Here. Ons moet opreg glo dat al ons sondes op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat hy alle sondes wat nog teen ons sin in ons oorgebly het met sy lyding en sterwe bedek. Ons moet ons ernstig voorneem om voortaan met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys deur in ware liefde tot hom en ons naaste te lewe. Daar moet by ons 'n ernstige begeerte wees dat die Here ons geloof by hierdie nagmaal sal versterk. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees ons daartoe help. Amen. Ons gaan nou die tafel voorberei. En terwyl dit gedoen word, sing ons Psalm 23. Psalm 23 en ons sing daar vers 1 tot 3. Psalm 23 vers 1 tot 3 en vers 3 sing ons van die Here wat die tafel vir ons voorberei. Dit is ook praat natuurlik in die uiteindelike sin van die bruilofsmaaltyd van die Lam, maar daar's 'n sin waar mense ook kan toepas op die nagmaalstafel. Die Here het vir ons hierdie tafel gedek deur die dood van Jesus Christus. Kom ons sing nou Psalm 23 vers 1 tot 3.
Daar is nou die uitnodiging aan die broeders en susters wat waarmee vooraf gekommunikeer is om te kom aansit by die tafel, en vanuit hierdie tafel sal dit aan die res van u bedien word. Julle kan maar kom. Goed, ons kan sit. Ek sal bly sit. Terwyl u nou almal bly sit, doen ons 'n tafelgebed. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink daaruit, dink daaraan en glo dat sy bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Die broeders en susters wat graag wil gebruik maak van die
beker. Jy is welkom om jou hande op te steek om vir die diakens 'n aanduiding te gee. So, en my agter verbykom. Dis nie so. Nou, as ek reg is, dan is dies aan die binnekant is druiwesap. Lyk vir my soos druiwesap. Dies aan die buitekant is wyn vir die gemeentelede wat graag eerder van die druiwesap gebruik wil maak. Daar gaan nou ook aan die diakens en aan myself die nagmaal bedien word. Sit mense gewoonlik daar. Goed. Sal daar gaan sit en u broeders ouderlinge kan aan ons die nagmaal bedien.
Aangesien die Here ons siele nou aan sy tafel gevoed het, laat ons almal saam met dankbaarheid sy naam van harte prys met die woorde van die volgende skrifgedeelte. Hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja, smag na die voorhowe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Selfs vind die mossie 'n huis en die swaalkie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik u altare, Here van die leerskare, my koning en my God. Welgeluksalig is hulle wat woon in die huis, hulle prys u gedurig. Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in u is, en wie se hart die gebaande weë is. Want 'n dag in u voorhowe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Want die Here God is 'n son en 'n skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Here van die leerskare, welgeluksalig is die mens wat op u vertrou. Amen. Terwyl u so bly sit, kom ons bid saam. Onse Vader wat woon in die hemel, ons dank u vir hierdie nagmaal. Ons dank u dat u ons voed by u tafel in u huis. Ons dank u dat ons deel mag wees van u lieflike woninge, dat ons mag weet u Gees woon self in ons en hy maak van ons u tempel. U is naby aan ons, u is by ons, u maak u teenwoordigheid op soveel besondere maniere aan ons bekend. Ons loof u en ons prys u en ons dank u dat u u seun in hierdie wêreld gestuur het om sy bloed te stort as 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Dankie, o Here Jesus, dat u liggaam gebreek is en u bloed gevloei het, sodat ons in God se huis mag ingaan en mag aansit by sy tafel. Ons kyk uit en verlang na die bruilofsmaaltyd van die Lam, daardie ware nagmaalsfees. En ons kyk uit na die dag wat ons u weer sal sien, o Here Jesus, daar aan daardie tafel. Ons bid al hierdie woorde in u naam. Amen. U kan nou weer gaan sit, die plekke inneem. Die diakens kan nou die mandjies stuur vir die gebruikte kelkies. Terwyl die kelkies opgeneem word, ons gaan volgende sing uit Psalm 118. Psalm 118 en ons gaan daar sing vers 1, 11 en 12. Ek wil spesifiek die woorde van vers 11 en 12 aan u voorhou. Vers 11 is 'n profesie van Jesus Christus se lyding. Die steen waaraan die tempelbouers veragtelik het 'n plek ontsê, is voor die oog van die beskouers deur God as hoeksteen neergelê. Dit praat van Christus se lyding wat vir ons die tempel gebou het. God se huis, sy woning, word vir ons gebou sodat ons dit kan betree, maar dit word gebou deur die bloed en die lyding van Jesus Christus. En dan vers 12, daarom mag ons fees vier, ons hoor hierdie pragtige woorde, dit is die dag deur God verkore, die feesdag aan hom toegewy. Laat ons met psalms uit vreug gebore ons in die God van heil verbly. Ons gaan hierdie baie mooi woorde sing. Psalm 118 vers 1, 11 en 12 nie nou al nie. Ons wag eers vir die kelkies om klaar opgeneem te word. Psalm 118, en ons sing daar vers 1, 11 en 12.
Die Here ons God stuur ons weg onder sy seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.